Ek wil vanoggend, sommer iets waarmee ek besig was, die vakansie, kortliks gesels oor emosies, of om onafgehandelde emosies in jou lewe te hanteer, want dit het 'n baie duidelike effek op 'n mens. En ek dink wat ons baie maal doen is, hierso is ons onderbewussyn. Gooi uit hier's 'n paar appeliefies ook hier wat lekker soet is. En hy's taai. Sien julle, hy's leeg. Nou wat ons baie maal doen is, ons beweeg net aan. Ek het nou hierdie issue met my suster opgetel, en ek het nie meer lus vir die nonsens, gooi dit maar net daarin, in die onderbewussyn in. Ek het die skrap opgetel met die ou by die werk. Ek lewe net lig, ek loop net verby, als het geen effek op my nie, niks raak my mos nie. Julle ken mos daai ding, niks het die effek op my nie, I'm untouchable. Maar jy's baie mal touchable. Gooi dit maar net in die potjie. Gat hy. En hierdie persoon het dit en dit, gooi dit maar net daarin. Flip, hierdie een het dit gedoen, jare terug, het die persoon vir my so en so gesê, en ek het hierdie issue met my, nee wat, gooi maar net daarin. Hierdie een het dit gedoen, en daai een het dit gesê, en jy het hierdie skrap opgetel, maar ek het beweeg net aan, man, loop net en vergeet van die goed. Gooi dit daarin. Hierdie ding het gebeur, gooi dit daarin. Hierdie ding het gebeur, gooi dit daarin. En dan gaan ek aan, asof dit nie bestaan nie. Maar dis nie waar nie. Hierdie goed is nooit hanteer nie. Dis maar net in jou onderbewussyn ingeplaas, en jy beweeg maar net aan, want jy sit 'n dekseltjie op, maar is nog steeds lewend en werkend in jou. En wat baie maal gebeur is, jy dink dalk nie meer hier aan nie, maar in die liggaam en in jou onderbewussyn en in jou siel sit dit, en dit het 'n effek op jou lewe. Dis dalk wat jou verskriklik jaloers maak, of wat jou woede baie gee, of wat jou laat vlug van emosies af, of wat maak dat jy mure om jou bou. Dit maak dat jy byvoorbeeld sekere areas van jou lewe nie kan groei geestelik nie. Jy kan nie regtig die oorvloed van geluk en blydskap en vryheid wat God vir jou wil hê, kan jy nie leef nie, jy kan dit nie ervaar nie, en jy verstaan nie altyd hoekom nie, maar die rede is omdat al hierdie gemors sit in jou onderbewussyn, en as dit in jou onderbewussyn sit, gaan jou liggaam dit gebruik. Dit gaan 'n effek hê op jou liggaam, op jou menswees. Jy kan nie emosies net onderdruk nie. Dit lei tot depressie, want jy depress dit net. Dis nog steeds daar, dis maar net onderdruk. Dis nie hanteer nie, dis onhanteerde emosies. En baie maal die rede hoekom ons dit doen is, want ons hou nie van emosies nie. En baie maal is ons geleer, jy mag nie emosioneel voel nie, en cowboys don't cry. En jy mag ook nie kwaad raak nie, en jy mag nie dit nie, en jy mag nie teleurgesteld wees, en jy mag nie die nie, en jy mag eintlik niks sê nie, en jy mag nie eintlik reageer op die ding nie. En emosie raak hierdie halwe swakpunt in 'n mens se lewe. Maar weet jy, dit is nie die voorbeeld wat Jesus stel nie. Want wie nou so 4, gaan net so 4 voorbeelde vir vanoggend noem, en dan gaan ek nader vir 'n paar nog 'n voorbeeld noem, hoekom dit so ontsettend belangrik is, om onafgehandelde emosies te hanteer. Wat jy gaan moet doen is, jy gaan vir hulle een vir een moet gaan uithaal. En net gevindig een ding, dit baat nie net jy dink daaroor nie, want dan bly jy nog steeds met dit binne jou besig, jy moet dit 'n slag gaan uithaal. Te veel van ons wil net goed in ons kop hanteer. Dit beteken, jy's nog steeds binne besig, jy moet dit uitbring. Vat 'n papier, begin skryf, evalueer dit. Maar kom 'n slag uit jou kop uit. Haal dit 'n slag uit jou onderbewussyn uit. Haal dit uit. Begin dit stukkie vir stukkie hanteer. Want dit sit daar en is besig om jou lewe op te mors. Dit is besig om jou 'n mens vol woede te maak, 'n depressiewe mens te maak, 'n negatiewe mens te maak, 'n mens wat nie meer wil lewe nie, want hy voel, daar's niks aan die lewe wat lekker is, hy geniet nie meer om te lewe nie. Ek wil niemand om my hê nie, hoekom nie? Want mense in die verlede het my net skade gebring, so ek het dit maar net weggebêre. Jy kan dit nie net wegbêre nie, dit bly daar, dit gaan 'n hengse effek op jou lewe hê. Haal dit uit en hanteer dit. En boys, as dit 'n stoompot is, en hy borrel en hy ontplof aan 'n dag, dat is omdat daai gemors daar begin ontplof het, want dit is nooit hanteer nie.
Dit lê maar daar binne. En ontplof, gaan hy ontplof. Kom ons kyk gou na Jesus. Het Jesus emosies beleef? Verseker, hy het baie emosies beleef. Ek gaan net 'n paar noem vanoggend. En dan wil ek vir julle elke keer ietsie wys wat nogals uniek is van wanneer Jesus emosies beleef. Nou nie elke liewe keer as hy emosie beleef, maar in baie van die gevalle, en veral wat ek vanoggend gewys is, daar iets wat altyd, wanneer die emosie uiting gee aan die emosie, wanneer iets gebeur. Want emosies wat nie hanteer word nie, stop God om deur jou lewe baie maal te werk soos wat hy wil werk. Kom ek noem dit sommer so. Hierdie goed raak soos rotse in jou lewe. Ken jy dit 'n aardgrond? Probeer baie keer 'n boompie plant of 'n struik. Dan kom jy by 'n ander plek, daar staan daai boom net so groot. En dan dink jy, ek gaan nou vir my ook so 'n boom plant hier op die aarde, plant jy vir hom maar. Dis is daar 10 jaar, dan staan hy ding nog net so, hy groei nie. Want hy groei nie, hoekom nie? Die sand lê, maar onder daai sand is daar rots. En is rotse, en is dik grond. En waar ons baie keer in die geestelike ons goedjies plant, is hierdie ou dekseltjie. Maar hier lê die rotse. En wat ook al jy baie maal net hier loop op groei, loop op plant. Hierdie maak, it can't grow. Dit kan nie groei nie, dit kan nie eens naby sy volle potensiaal bereik nie. En wat jy moet gaan doen is, jy moet 'n slag die grond wegvat. Kom by die rotse uit. Kry maar jou jackhammer, kry maar daai stootgraaf, maar kry daai rotse uit die pad uit. Dat dit oop is, dat die grond omgedolwe is. Haal al die gemors uit. Gooi nuwe sand in, kompos, dat die grond lekker is. Dat die grond, die saad en die boompie kan vatbaar wees om wortel te kan skiet. En baie maal wat hierdie goed doen is goed. God wil goed in ons lewens doen. Maar dit kan nie wortel skiet nie. Dit bly net so klein. Dis nie die hart van God nie. God wil goed in jou lewe doen en hy wil goed plant in jou, maar hy wil hê dit moet floreer, dit moet groei, dit moet vrugbaar. Maar daar's soveel ongehanteerde emosies wat soos rotse lê in ons siel en ons onderbewussyn, dat niks kan groei en groot groei in ons lewens nie. Niks kom dus tot sy volle potensiaal nie. Jy beleef nou en dan 'n bietjie vreugde, maar God wil hê jy moet soveel meer vreugde beleef. Jy gaan doen 'n bodybuilding show. Jongen, jy is psyched, lekker, dan kom jy terug by die huis en dink jy, ek voel maar weer leeg. Of ek gaan vang vis. Vang hy vis en dan is hy maase vis en hy's excited. Maar weet jy, na 3-4 dae, ja, dat is ook nou lekker en is verby. Dis nie vreugde wat behoue bly nie. Of joy wat behoue bly nie, want dit word maar net hier geplant. Dit skiet nie wortel en groei. Jesus het gesê, en my blydskap gee ek aan julle. En dis 'n volkome blydskap. Dis nie hierdie oppervlakkige blydskap nie. Dis goed wat wil wortel skiet. Vreugde, volheid, vrede, rus in jou siel. Ek kan ook so goed onthou, my swaar en skoonsister bly in Sandbaai, 'n baie oulike plekkie daar. Maar vir hulle om tuin te kon maak, ek het daai video's gesien. Niks wou groei nie. Hulle plant maar goed wil net nie vat nie. Weet toe kom hy daar aan met 'n goed wat omdolwe en allerlei ding. Jy wil nie glo, dis soos in letterlik sulke rotse wat onder daai grond uitkom. Op die oog af as jy daar instap, lyk dit na hierdie lieflike sand. Want as hierdie plek is vol proteas en goed wat natuurlik daar groei, maar hier is die sand. En hulle dink, maar niks wil groei nie. As in die rede daarvoor was as hierdie massive rotse en klippe en gemors onder daai grond. En hulle moes dit omdolwe en uithaal en kompos ingedoen en weer 'n laag sand oorgegooi en geplant. Jy wil nie daai tuin vandag sien nie. Dis hierdie groot grasperk en hierdie terrasse en is hierdie mooi goed en die proteas groei daar as 'n visdammetjie en is hierdie welige tuin waarin die goed groei. Dis vol lewe wat jy daar sien. Maar dit kon nie wees voor die rotse
en die gemors nie onder die grond uitgedolwe is nie. En daarom word baie saad gesaai op rotagtige grond. Kraaie kom vreet dit op. Dit word gesaai op oppervlakkige grond. Dit kan nie wortel skiet nie. En die hoofboodskap vandag is, jy gaan 'n slag in jou onderbewussyn moet ingaan, waar al daai rotse en daai gemors, wat onaangehandel is, maar net afgeber is, en die saantjies is maar net boor gegooi. Niemand sien dit nie. Maar weet jy, die moment wanneer daar vreugde, volheid, geestelike krag, en goed wat God vir jou bedoel in hierdie geestelike pad moet wortel skiet en moet groei, want dis wat in jou lewe welig moet groei, dat jy God se lewe kan sien. Jy kan dit nie sien nie, want dit is net op die oppervlak. Miskien kan jy mense bol hier die kerk, of by 'n party, of waar ook al jy is, dan is jy die center of attention, maar sodra jy huis toe gaan, dan kom die ware jy uit, want dit is net tydelik. Die rotse moet uit. Dit moet uit. Matteus 21:12 sê, en Jesus het in die tempel van God ingegaan, en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars, en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowersspelonk gemaak. En daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. Nou hier sien jy Jesus voor die tyd het die eerste sweep gevleg. So dit was nie onbeheerde emosies nie. Dit was nie emosies wat 'n deksel ontplof af, want dis onderdruk nie. Nee. Toe Jesus by die situasie kom, het hy die situasie hanteer en hy het uiting aan sy emosie gegee. In hierdie geval was dat hy die spelonk goed omgesmyt het, want hulle was besig om mense, veral arme mense, nog armer te maak en skade aan te bring. Maar Jesus gee uiting aan sy emosies. Maar kyk die volgende ding. Nadat hy uiting gegee het aan sy emosies, het die krepeles en die blindes na hom toe gekom en hy het hulle genees. Jy gaan sien by elke liewe keer wat vir u nou genoem, die moment as Jesus uiting gee aan sy emosie en die emosie hanteer, doen hy 'n wonderwerk. Want die probleem is wanneer jy emosies onderdruk, is dit asof God iets deur jou wil doen, maar 'n rots is in die pad. Hy kan nie operate nie. Jy weerhou hom om te werk. Want daar's 'n emosie wat die deur toemaak vir God om deur jou te kan vloei en te kan doen wat hy wil doen. Hanteer jou emosies. God wil soveel meer jou doen, deur jou doen en in jou doen. Johannes 11:32 tot 37. En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel. Nou wat presies hom ontstel het, weet ons nie. Dit kan natuurlik wees die feit dat Maria so teleurgesteld was, dat hy gesien het, Maria en Martha is hartseer, dit het hom geroer, maar hy beleef emosie, hy voel geweldig bewoog en ontstel in sy gees, en gesê, waar het julle hom neergelê? En hulle sê vir hom, Here, kom kyk. En dan sê dit, Jesus het geween. Nou geween is nie net, hy het gehuil, hy het diepe emosie beleef. Hier kom hy by 'n graf aan. Hy is nie net, manne huil mos nooit by 'n graf nie. Staan vir hulle nie roer nie, raak hulle nie. Hierdie emosionele vrou, en sê ek, I can't handle it. I can't handle the crying of the woman. Huil jy alweer? Hoekom is jy altyd so emosioneel? Weet jy man, die feit dat jy nie daai emosie beleef, beteken jy het soveel deur die jare al onderdruk dat jy 'n probleem het om emosie te beleef. Jy's eintlik die een met die probleem. Want daai emosie gaan ontplof later en dit gaan weerhou dat jy sekere goed deur jou lewe doen. En Jesus het geween. En die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad het. En sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie die maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie. En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom, en dit was 'n spelonk en 'n steen het daarteen gelê. 3 maal sien jy hier dat Jesus was baie ontstel. Hy het geween. Hy was diep bewoog in sy siel. Hierdie hele situasie het hom geraak, maar hy het uiting aan sy emosie gegee.
Hy het nie die emosie onderdruk om te sê, ek moet nou vir almal sterk wees nie. Daai, ek moet nou vir almal sterk wees, is sommer 'n ou bollie storie. Jy wil nie die emosie face nie. Want jy moet vir almal sterk wees. Dis 'n nonsens storie daai. Dis net jou escape om nie te kan voel wat jy moet voel nie. En wat gebeur is, daai emosie gaan sit maar binne in die onderbewussyn. En hy gaan jou breek vorentoe, hy gaan vir jou in die agterkant byt, want as jy weg nie, hy sit daar. Jesus gee uiting aan sy emosies. En Jesus sê vir haar, en Jesus sê, neem die steen weg, Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. En Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? En hulle neem toe die steen weg, waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. En ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar terwille van hierdie skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En Lazarus het uit die dode uit opgestaan. Maar is weer interessant, dat Jesus nie emosie breek, om nou kastig te sê, wag, ek sal nou moet sterk wees vir Martha, Maria en vir die Jode nie. Nee, Jesus gee uiting aan sy emosies, hy hanteer daai emosies. Hy gee uiting daaraan, hy laat dit nie in sy binnewêreld bly, en steek dit in sy onderbewussyn weg, en hy bring dit na vore, op die regte manier. En hy wys sy emosie. Al is hy 'n man, en al is hy die Messias, en al is hy die koning van die konings, en al is hy God, maar hy wys sy emosie, want daar's niks fout met emosie nie. Dis deel van jou make-up. Maar jy moet emosies hanteer. Jy moet dit laat uitkom, want onderdrukte emosies raak depressiewe emosies. Wat gebeur na jy die emosies hanteer? 'n wonderwerk. Die heerlikheid van God word gesien. Hy sê vir 'n dooie man, staan op, en Lazarus het opgestaan. Weerens is asof onhanteerde emosies God breek om te werk. Want onhanteerde emosies maak dat jy mure om jou bou. Jy so toe, dat niks kan in en niks kan uit nie. En God wil dit oop hê, dat dit deur jou kan vloei. Maar onhanteerde emosies het 'n prop op. As hierdie ding toe bly, kan enige iemand eet. As hier nou 'n lekker breedie in was, eet ek nou van die breedie. Hoekom nie? Die deksel is in die pad. Maar onhanteerde emosies maak dat die deksel in die pad bly. God kan nie dit wat hy wil deur jou doen en na vore bring in mense se lewens, kan nie kom nie. Dit kan nie van voet van jou deur dit wat God deur jou wil doen, want die deksel is op, die muur is opgesit. Niks kom in, niks kom uit. Kyk na die volgende een. Miskien maak ons dit maar sommer die laaste ene. Johannes 18:2. Voor hierdie gedeelte is Jesus in die tuin van Getsemane. Ek ken daai hele storie waar hy diep bedroef is. Hy was so bedroef dat hy vir hulle gesê het, ek is diep bedroef. Hulle het gesien hoe hy bloed gesweet. Hy het vir die disippels 3 maal gesê hoe hy voel. So hy het uiting aan sy emosies gegee. Hy het duidelik gesê, dis hoe ek voel. Ek is bevrees, ek is beangs. Ek is tot die dood toe beangs. Nou moet julle weet, wat 'n man wil ooit sê, hy is bang. Maar hy is Jesus, die koning van konings. Die kragtigste een wat daar is, die een wat al hierdie honderde wonderwerke gedoen het. Maar hy sê, hy is beangs. Hy vrees. En hy 3 maal probeer daai oordeelsbeker bypass, want hy het nie kans gesien daarvoor nie. Hy het met God geredekabel 3 maal. Dit was 'n geweldige emosionele tyd in die tuin van Getsemane. Maar weet jy, hy het nie die emosies onderdruk nie. Hy het dit na vore gebring. Hy het met hulle daaroor gepraat. Hy het vir hulle gesê hoe hy voel. Hy het dit nie onderdruk en gemaak of het hom nie raak en roer nie. Want dit het hom geraak en dit het hom geroer. Dis die waarheid. Weet jy, as jy 'n lewe leef waar jy voel emosies raak en roer jou nie, is dit so geonderdruk dat jy eintlik in 'n leuen lewe. Want Jesus is die waarheid en hy lewe in die waarheid. En hy sê en gee uiting aan hoe hy voel op die korrekte manier.
Wanneer jy emosies verkeerd hanteer en op verkeerde manier doen, is wanneer hierdie dekseltjie ontplof, ja, dan hanteer jy emosies verkeerd. Maar wanneer jy dit reg hanteer, op die regte manier, wanneer dit gebeur, is dit ontsettend gesond vir jou siel. Maar kyk gou verder, toe hy nou daar kom, hier kom Judas. Hy is nou klaar gebid, hy het vir hulle gesê, uur het gekom, al die emosies het plaasgevind, die engele het hom al klomp versorg. En dit sê hier in Johannes 18:2, en Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus daar dikwels met sy disippels saamgekom het. En Judas het die afdeling soldate en die dienaars van die owerpriesters en die fariseërs geneem, en daar gekom met fakkels en lampe en wapens. En omdat Jesus alles geweet het wat voor hom sou kom, het hy uit die tuin gegaan en vir hom gesê, wie soek julle? En hulle antwoord hom, Jesus die Nasareëner. En Jesus sê vir hulle, dit is ek. En ook Judas sy verraaier het by hulle gestaan. Nou kyk net hier. Toe hy dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. Die release van daai power, dit is ek. En wie is God? Ek is. En Jesus hanteer eers sy emosies. En toe daai mense op die toneel kom, net by die bekendstelling van wie hy is dit soos die release van krag, dat die manne agteroor val. Dis nie sommer net 'n natuurlike ding wat hier gebeur nie, dis 'n vloei van God se power. Want daar's niks in die pad nie. Jy handle the emotions. Daar's nie nou 'n muur om hom nie. Daar's nie 'n deksel opgesit, jy handle the emotions. Hy het vir hulle gesê, dis soos ek voel. Hy het dit hanteer in die tuin. En toe hy daar uitkom, toe sê hy reg vir die ding. En God kan deur hom werk. En natuurlik van die grootste wonders wat hier gebeur is, toe gaan Jesus kruis toe. Ongelooflik. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. En daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. Voor dit is van die laaste stelling wat Jesus maak, weer eens aan die kruis, gee uiting aan sy emosies. Hy voel God het hom verlaat. Hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Dis 'n emosionele uitroep daai. Hy hang nie net daar nie. Hy sê hoe hy voel. Hy's hang daar, hy weet hy's besig om die wêreld te verlos. Maar in daai moment weet hy, dis wat ek voel, en hy gee uiting daaraan, hy spreek dit uit. Hy laat dit nie binne nie. Want as hy dit binne laat, kan dit lei tot onderdrukte emosies, en dit kan lei tot sonde, en dit kan lei tot God, wat jy self wat deure toemaak, waardeur God kan werk. Maar Jesus soek niks in die pad nie, want God moet vloei, en God moet doen wat hy wil doen deur Jesus. En wat gaan gebeur is, as jy emosies gaan onderdruk in jou lewe, gaan jy nie kom op die plek waar God jou wil hê om te kom, en sodat hy kan doen wat hy wil deur jou lewe nie. En Jesus aan die kruis sê, my God, waarom het U my verlaat? Seker een van die mees en moeilikste emosies wat Jesus ooit beleef het, is die verwerping van sy Vader. Maar hy voel dit, en hy beleef dit. Hy sê nie, ag, dit is nou my uur, ek is amper dood. The hell with it all, nee. Hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Hy het hoeveel keer geween, hulle het gesien, hy huil. Hy het vir die disippels gesê, dis hoe ek voel, beangs. Hy het in die tuin gesê, ek beleef vrees. Hy het, wil ek amper sê, goddelike, beheerste woede beleef. Want dit is nie woede wat ontplof het nie, né? Dit was beheerste woede. Hy het baie duidelik geweet wat hy daar doen. En moes uiting gee dat God is glad nie happy met wat hier gebeur in die tempel. Want hy het eers die sweet gevleg, beheerst. Maar hy weet hoe hy voel, en hy gee uiting aan daai emosies. Maar jy sien, in hier aan die kruis sê dit, maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. En daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. En kyk net gou daarna. Jesus hanteer sy emosies aan die kruis. Nou ek sê nie, dat net die emosies is die rede hoekom sekere goed nie gebeur nie, maar is definitief een van die groot belangrike punte, is ongehanteerde emosies. Dit is nie die all in all nie, maar is definitief een hengse belangrike sleutel tot 'n gesonde geestelike lewe, en vir jou om te kom op die plek waar jy moet kom. Kyk gou wat gebeur. Jesus roep uit met 'n stem. Jy sien baie nogals hoe hy uitroep, en hoe hy praat, en hoe hy sê. Dis nie ingesluk in 'n silent treatment nie. Nee, hy sê hoe hy voel. Hy gee uiting aan hoe hy voel.
En kyk gou. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslapenes en heiliges het ons opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekom, en aan baie verskyn. Weet, toe Jesus in die tempel was, na hy die tafels omgegooi het, toe genees hy die blindes, en die krepeles, en die verlammes, doen wonderwerke. Nadat hy geween het oor Lazarus, toe laat hy Lazarus uit die dode uit opstaan. Nadat hy Moses gewys het in die tuin van Getsemane, toe hy homself bekend maak as, dit is ek, toe val die ouens agteroor van die krag van God wat uit Jesus uitkom. Na Jesus aan die kruis sy emosies aan uiting gegee het en dit deurgegee het en gesê het hoe hy voel, skud die aarde en dit bewe en die voorhangsel skeur en die dooie staan uit die graf uit op en hulle word gesien in die stad rondloop. Dit is asof elke keer wanneer Jesus sy emosies hanteer, asof daar 'n vloei van God se krag is en God 'n wonderwerk doen. Emosies, al wat ek vir julle vanoggend hier wil wys, is een van die groot redes hoekom goed nie in jou lewe kan wortel skiet nie. Seker goed in jou lewe nie konstant en standvastig is nie. Is een van die groot redes hoekom God nie kragtig deur jou werk nie. Is een van die groot redes hoekom jy soveel tydelike vreugde, tydelike gevoel, tydelike goed beleef, want dit is in oppervlakkige grond. En dis baie maal ook een van die groot redes hoekom jy nie rigting het in jou geestelike lewe, nie kom op die plek waar jy moet kom nie. Want ongehanteerde emosies is net daar binne geplaas. Daar's nog 'n bietjie sand oorgegooi, maar die rotse lê daar in jou onderbewussyn en in jou siel. Maar is nie hanteer nie. En die boodskap vandag is, gaan haal die sand af. Skof hulle slag hy rotse uit. Trek uit die onkruid. Haal hy gemorse slag uit, laat dit gaan. Daai emosies wat jy gedink is sit dit, jy begin daai emosies hanteer. Bring dit na vore soos Jesus. Sê hoe jy voel. Sê jy het 'n vrees gehad om hierdie goed te hanteer. Gaan sê vir God, Here, dis hoe ek U my laat voel. My God, waarom het U my verlaat? Gaan sê vir God, jy so teleurgestel. Jy het dit gevoel, hy het jou net gelos. Gaan sê vir hom. Gaan sê vir jou beste vriend, jy's in hierdie situasie het ek aan klei getrap, ek het so en so gevoel. As jy hartseer is 'n slag, moet dit nie breek nie, huil, gee uiting. Maak skoon, maak 'n slag oop en breek die mure om jou lewe af, sodat God kan in en kan uit, sodat mense 'n slag kan eet. Waar is my lepel? Ek geval, vat hom uit, ek soek die appeliefie. Draai jy hom, hierdie enetjie, draai hom gou. Dis baie skaars vruggies hoor. Vat hom, ek weet nie, vat hom. Pragtig. Ek naan, hè. Dis 'n berrietjie, of 'n bessie. Maar sien jy hoe lekker eet hou as die deksel af is. Ek weet nie van daai suurlemoen, smyt hom weg. Oop Patty, jy eet hom. Ek vat hom met heuning en suiker. 'n bietjie soet oorgooi. Maar julle, dis die boodskap. Gaan en hanteer 'n slag, die onhanteerde emosies.